Hallo graad 9's, ek hoop dit gaan goed. Julle vandag gaan ons kyk na die reguit lyn. Julle die volgende moet julle leer. Hierdie is die standaardvorm van 'n reguit lyn. Y is gelyk aan mx plus c. So julle moet dit uit julle kop uit ken. So daai m staan eintlik vir my helling of my gradiënt. Dis hoe styl of hoe nie styl die grafiek loop. Nou om die helling te bereken, kan jy die formule gebruik. Ok, maar ons wil op 'n ander video kyk na dit. Nou, die C is altyd jou y-afsnit. So as jy 'n y-afsnit het, dit beteken jou x is 0. So hy is letterlik op die y-as. Nou, wat ek hierso wou gesê het by die gradiënt julle, as dit 'n positiewe gradiënt is, loop my grafiek op. Jy lees altyd van links na regs met 'n grafiek. So sien jy, hy gaan van onder af boontoe. So hy gaan van onder af boontoe. Ok. Nou 'n negatiewe gradiënt. Dink so daaraan, jy gaan van jy bo is, nou gaan jy onder toe. Ok, so as jy van links na regs lees, sien jy hy gaan af. So dan het ek 'n negatiewe gradiënt. As my helling 0 is, loop hy deur die y-as. Dan gaan hy so lyk. As my helling ongedefinieerd is, dan loop hy deur die x-as. Ok. Nou daar is klomp maniere om 'n reguit lyn nou te teken. So ons gaan nou kyk na die tabelmetode, ons gaan kyk na die dubbel-afsnit metode en ons gaan kyk na die gradiënt of die helling afsnit metode. Maar eers voordat ons na dit kan kyk, moet ek eers vir julle wys hoe om die standaardvorm te gebruik. So as jou reguitlyn nie in standaardvorm gegee word nie, hoe gaan ons dit skryf dat dit eers in standaardvorm is? Kom ons gaan kyk na dit. So skryf jou vergelyking in standaardvorm. So ons het nou net gesien, die standaardvorm van 'n reguitlyn is y is gelyk aan mx plus c. Ok, so dan moet altyd 'n y aan jou linkerkant wees, jou x en jou y-afsnit moet aan jou regterkant wees, of anders te ommaak nou nie saak nie. So kom ons gaan kyk na die eerste voorbeeldjie wat ek hierso het. So nou het ek 'n y minus 3x plus 1 is gelyk aan 0. So dit beteken, die y kan hier bly, maar die 3 minus 3x plus 1 moet oorgaan. Ok, so nou gaan ek skryf, y is gelyk aan, daai minus 3x gaan oor, dan word hy 'n plus 3x. Daai 1 gaan dan oor, dan word hy 'n minus 1. So sien julle, nou het ek, y is gelyk aan, m is my helling, wat nou 3 is in die geval, my x moet in my som wees, en my y-afsnit is minus 1. So y is gelyk aan mx plus c, daar is hy in standaardvorm. Kom ons gaan kyk na die volgende ene. Nou het ek 'n 2x plus 3y is gelyk aan 6. So my y-afsnit is klaar aan die regterkant. So nou moet ek net die 2x oorvat. Soos 3y is gelyk aan minus 2x plus 6. Stem julle saam? Ok, maar nou is hierdie vergelyking in standaardvorm. Nee, daai 3 pla my voor die y. So om hom weg te kry, moet ek dwars deur deel met 3. Ok, so 3y gedeel deur 3, dan bly daar net 'n y oor. Sien julle nou sy alleen. Minus 2x gedeel deur 3 gee vir my minus 2x op 3. Plus 6 gedeel deur 3 gee vir my 2. So nou is hy in standaardvorm. Ek het my y, ek het my helling wat minus 2 op 3 is, en ek het my y-afsnit wat 2 is. Ok, kom ons gaan kyk na die volgende ene. Hier is hy amper in standaardvorm, sien julle? Ek het my y aan die linkerkant, en ek het my x en my y-afsnit aan die regterkant. So nou moet ek eers dwarsdeur deel met 2, want daai 2 pla vir my. So ek deel dwarsdeur met 2. So 2y gedeel deur 2, dan hou ek net y oor. 2x gedeel deur 2 gee vir my x, minus 4 gedeel deur 2 gee vir my minus 2. Ok, kom ons gaan kyk na die volgende ene. Nou, hierdie ene is ook nie heeltemal in standaardvorm nie. So, hierdie 3 gaan oorskuif soontoe, soos 2y is gelyk aan daai 3 het oorgeskuif, dan word hy 'n minus 3x plus 2. Ok, nou ouens, daai 2 pla vir my voor daai, so ek gaan dwars deur deel met 2.
So 2y gedeel deur 2 gee vir my net y. Minus 3x gedeel deur 2 gee vir my minus 3x op 2. Plus 2 gedeel deur 2 gee vir my 1. Ok ouens, so dit is hoe om die standaardvorm te gebruik in 'n reguitlynse vergelyking. So jy moet hom altyd eers in standaardvorm kry. So voordat ek 'n reguitlyn kan teken, met maak nie saak of dit nou dubbelafsnit, tabelmetode of gradiëntmetode is nie, jy moet altyd sorg dat jou vergelyking eers in die standaardvorm is van y is gelyk aan mx plus c.